Welkom by ons Wisdom Monday. Vandag se tema is, hoekom bad jy? Dit is 'n interessante onderwerp wat die Heilige Gees met my gedeel het in Januarie hierdie jaar. En ek deel graag vandag met julle dit. Maar hoekom bad jy? Hoekom gaan was jy jou liggaam aan die einde van elke liewe dag? So ek lees graag vir julle wat die Heilige Gees vir my gegee het. Waarvoor bad 'n mens in die aand of deur die dag? Wat is water? Water beweeg, dit staan nie stil nie. Dit is kragtig en sterk en het genoeg krag om sy eie kinetiese energie te vorm. Dit kan stadig beweeg of vinnig. Dit loop waar dit wil en vra nie toestemming nie. Water beperk nie dit self in 'n spesifieke vorm nie. Water is lewend. Dit maak skoon, reinig, genees, herstel, voed en voorsien. Water is lewend. As jy in Genesis 1 gaan lees, die gedeelte waar die Here sê waar hy die lewe in die water ingeblaas het. En dan dit maak die water lewend. Stilstaande water is besmette water, onrein en onheilig. Dit is beperk tot die houer en nutteloos. Vuil water kan nie genees, restoreer, voed of herstel nie. Water is 'n bron van sy eie, het geen hoof of baas nie en beweeg waar dit wil op die pas, tempo en spoed soos dit wil. In strome, riviere, watervalle, selfs die see is bewegende water. Want wat is die see? Dit is water wat konstant beweeg. So die see is ook lewende water. In die Bybel-era, as mense hulle self wou reinig, moes hulle in die see gaan was. Hulle kon nie in die see gaan as hulle nog nie die sonde bely het en die vrymaking daarvan nie. Hulle moes eers geestelik bad, voor hulle vleeslik die ou kon afwas in lewende water. So die vraag, hoekom bad jy? Hoekom aan die einde van die dag jouself gaan was? Hoekom aan die einde van die dag jou liggaam gaan skoonmaak? Om die vuil van die dag af te was, sodat jy die skoon en vars en rein kan voel. Dit is om al die werke en al die vuilheid van die dag af te was. Wat gebeur met 'n stort? Jy al ooit in 'n stort gestaan en bietjie opgekyk? En wat gebeur met die water? Wat maak die druppels? Die spoed en die tempo van waaraf dit val? Het jy al ooit daarna opgelet? Nog eintlik regtig gekyk na wat gebeur as jy vir daai stort se kop so kyk? Die water beweeg konstant aaneenlopend vir die tydperk wat dit benodig word. So skoon, bewegende, lewende water kom uit daardie stort se kop. Elke aand as jy gaan bad, staar vir 'n oomblik na die water, hoor die klank, kyk na die druppels, kyk die tempo en sien die vorms raak. Lewende water, dis lewende water. Gebruik daardie lewende water nie net om jou vlees mee te was nie, maar ook jou gees. Laat elke druppel die versoeke, toetse, sonde en beproewings in daardie dag weggewas word met die lewende water. Jy het toegang elke dag om skoon te was deur dit nie net as 'n vleeslike aspek te sien nie, maar te gebruik as 'n geestelike reiniging ook. Soos jy gaan stort, moenie net dink daaraan om jou liggaam, jou vlees, met daardie lewende water te was nie, maar jy kan ook jou gees met daardie lewende water was. Jy kan ook jouself aan die binnekant reinig, terwyl jy jou vlees aan die buitekant reinig. Daar is lewe in water. Dit voed, herstel, reinig en genees. So wanneer jy weer bad, stort of hoe ook al, reinig jouself inside out. Soos jy gaan en jy gaan jou dag nou afsluit en jy wil jou liggaam gaan was. Vat net so 'n oomblikie en sê jy was nie net jou vlees aan die buitekant nie,
maar mag hierdie lewende water wat uit die stort se kop uitkom, ook jou binnekant skoonmaak. So bad of stort inside out. Hoekom? Want ons lewe in water. Daai lewende water is nie net daar vir die oppervlakkige reiniging nie. Dit is daar ook vir die innerlike reiniging. So gebruik dit. Ek wil net gou vir julle 'n paar versies lees wat gekoppel is aan om jouself te reinig met water, en ek gaan dit in Engels lees. As jy gaan kyk in Ezekiel 36 verse 25, sê dit, I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. And then in Ephesians 5 verse 26, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. And on Psalm 51 verse 2, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. So ja, hoekom bad jy? Jy gaan bad sodat jy jouself aan die buitekant en aan die binnekant kan reinig. En mag hierdie vandag jou persepsie rondom jou stort of jou bad of hoe ook al hoe jy jou liggaam reinig, mag dit jou persepsie verander. Elke keer as jy in daai stort of bad inklim, dan vas jy jouself met daai lewendige water binne en buite. Mag julle almal 'n blessed en anointed dag verder hê.